Hallo daar, graad 8's. Welkom by week 3 van Afrikaans. Dis so lekker om weer met julle ingeskakel te wees. Ons sal hierdie week hoofstuk 3 behandel met die tema stres en sukses. Het jy al 'n bietjie stres ervaar voor 'n kompetisie of 'n wedstryd? Het dit gelei na sukses of nie? Ons sal hierdie week daaroor gesels. Kom ons kyk na die doelstellings wat ons hierdie week sal afhandel. Onder luister en praat sal jy aktief deelneem aan 'n groepbespreking. Dan sal jy spesifiek luister na spesifieke inligting in 'n luistertoets en dan ook tonele rekonstrueer. Onder lees en kyk sal jy 'n kort verhaal lees en bespreek, 'n gedig ontleed volgens die sleutelkenmerke van poësie en dan jou leesbegrip verbeter deur verskillende leesstrategieë toe te pas. Onder skryf en aanbied sal jy beplan, skryf en redigeer van 'n informele vriendskaplike brief. En dan onder taalstrukture en konvensies sal jy kennis toepas van taalstrukture in 'n taaloefening. Jy sal spesifiek onder woordvlakwerk kyk na bywoorde, werkwoorde en deelwoorde, as ook byvoeglike naamwoorde. Onder sinsvlakwerk sal jy fokus op die sinstruktuur. Onder betekenisleer sal jy kyk na sinonieme, antonieme, letterlike en figuurlike gebruik. En dan by lees- en skryftekens sal jy fokus op die punt en die komma. Daar is 'n paar sleutelterme waarmee jy bekend moet wees vir die week. Groepbespreking, visuele teks, luister spesifiek, kortverhaal, karakterisering, herhaling, vluglees en vriendskaplike brief. Dit bring ons dan by die inleiding vir hoofstuk 3. Almal hou daarvan om sukses te behaal en te wen. Ons wil graag dit bereik waaroor ons droom en waarna ons streef. As jou lewe egter daarom begin draai, flikker die gevaarligte rooi. Dit is goed om te wil presteer, maar jou honger na prestasie moet gebalanseerd wees. As jy in 'n kompetisie kwaad of depressief raak, as jy nie eerste is nie, of 'n keel opsit oor die beoordelaars of skeieregters, is jou drang na prestasie nie meer gebalanseerd nie. Waak daarteen om te ambisieus te wees. Let op na die volgende definisies. Gebalanseerd beteken as iets in ewewig is. Beoordelaars is mense wat 'n oordeel oor iets moet vel, die wenners bepaal. En ambisieus beteken iets groters wil bereik. In hierdie hoofstuk gaan julle in groepe gesels oor visuele tekste, na 'n luistertoets luister, 'n kort verhaal en 'n gedig behandel en dan 'n brief skryf. Vir al hierdie aktiwiteite het jy egter kennis van taalstrukture en konvensies nodig. Daar is 'n hersieningsoefening om jou nuwe sowel as verworwe kennis te toets. Sterkte met hierdie week. Luister en praat is ons eerste doelstelling vir hierdie week. Vereistes van 'n groepbespreking. In 'n groepbespreking kry jy die geleentheid om in 'n informele situasie jou kommunikasievaardighede te ontwikkel. Jy kan met vrymoedigheid jou eie mening tussen jou klasmaats lig. Onthou, jy praat nie alleen nie. Gee al die leerders in die groep 'n beurt en moenie ander sprekers in die rede val nie. Aktiwiteit 3.1. Hou nou 'n groepbespreking. Beplanning, navorsing en organisering. Pas die leesstrategieë in die vorige hoofstuk hiertoe om na 'n visuele teks te kyk. As jy nie so lekker kan onthou wat die leesstrategieë is nie, beveel ek jou aan om terug te verwys
na daardie hoofstuk. Visuele beteken dit wat jy kan sien. Waaroor dink jy gaan die spotprent? Bestudeer die onderstaande spot en strokiesprente en bespreek die vrae daaroor in julle groep. Een van die groeplede moet notas maak sodat julle in die klas kan terugrapporteer. Bestee 15 tot 20 minute aan hierdie aktiwiteit en gee dan terugvoering. Kom ons lees die spotprent. Hierdie man sê, eksamenstres, laat jou ma worry. Uit beeld 24 Desember 2011. Soos julle kan sien, staan daar op die beeld koerant se voorblad matriek uitslaa eers môre. Voorbereiding en aanbieding. Nommer 1. Vir watter ouderdomsgroep is die spotprent spesifiek bedoel? Waarom sê julle so? Aktiwiteit 3.1 vervolg op die volgende skyfie. Nommer 2. Hoe weet julle dat die ouers eintlik baie meer stres as die kinders self? Noem ten minste 5 dinge wat julle sien, wees baie spesifiek. Nommer 3. Lyk die kinders vir julle baie gespanne? Motiveer julle antwoord met ten minste 2 redes. Nommer 4. Dink julle hierdie ouers het rede om so gestres te wees? Motiveer julle antwoord. Nommer 5. Wat is die doel van hierdie teks? Rekonstrueer die spotprent toneel. Nommer 1. Elke groep kry kans om hierdie toneel te rekonstrueer deur middel van rolspel. Hoe sou hierdie toneel in jou eie huis afgespeel het? Nommer 2. Besluit saam of die rolspel en spotprent dieselfde boodskap uitdra. Sits. Welkom terug, studente. En hierdie man sug. Hierdie bron is ook verkry vanuit beeld 21 November 2011 op bladsy 10. Nommer 1. Jeremy hanteer in hierdie strokie 'n reuse klip. Wat is die dieper betekenis van die klip? Nommer 2. Watter plek is die gebou in die laaste rampie? Waarom sê julle so? Nommer 3. Watter tyd van die jaar word in die strokie uitgebeeld? Gee 'n rede vir julle antwoord. Nommer 4. Hoe sou julle Jeremy se gemoedstoestand beskryf? Noem 2 visuele dinge waaruit julle dit aflei. Nommer 5. Kan julle met Jeremy identifiseer of nie? Voel julle met ander woorde ook soos hy? Motiveer julle antwoord behoorlik. Indien almal in die groep nie saamstem nie, gee albei antwoorde. Rekonstrueer nou tonele. Nommer 6. Stem julle saam met Jeremy se optrede in die strokiesprent? Motiveer julle antwoord. Nommer 7. Julle kan nou in julle groepe 'n rolspel saamstel oor die strokiesprent. Stel julle eie bewoording saam. Hou net die boodskap van die strokie dieselfde. Jou opdragte vir die week is dus: Aktiwiteit 3.1. Hou 'n groepbespreking. Aktiwiteit 3.2. Luister vir spesifieke inligting. Aktiwiteit 3.3. Lees en bespreek 'n kort verhaal. Aktiwiteit 3.4. Ontleed 'n gedig. Aktiwiteit 3.5. Beplan, skryf en redigeer 'n brief. Aktiwiteit 3.6. Hersien en oefen taal. Sterkte met hierdie week. Ons gesels weer volgende week.
Totsiens!